Welkom by die Klipkouer Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi Radio episode, oftewel die Klipkouer Son Potgooi Radio episode waar ons elke Vrydagoggend tussen 6 en 8 regstreeks met jou gesels. Die program word in 3 afdelings verdeel, naamlik digitale bemarking en tegnologie, regsaspekte van besigheid en finansies. Lekker leer en lekker luister. Peter, laatst nooit nie. Uiteindelik. So, mens kan my die ding speel, so kyk. Wow. Hallo julle, hoe gaan dit van die DJ's? Wat doen? Welkom by die, hoe gaan nou? Môre almal. Marese koffie het ingeskop. Jammer ons is laat, dit is nou die typiese, ek sê jammer ons is laat, die ou wat podcast luister, ons is nie laat vir jou nie. Jy is die teikenmark, so ek trek het terug. Goeiemôre almal, ons het natuurlik die loadshedding, ons nou weer gewag vir die bloody krag om aan te gaan, maar that's the joys is ou nuus. Welkom by Klipkouer Son, moontlik gemaak deur die Shared Services Company, wat spesialiseer in boekhouding. Wat is accounting in Afrika? Boekhouding. Rekenkundige dienste. Want ek moet sê, 'n boekhouer is nie 'n rekenkundige dienste. Wat nog maar, hè? Ek kan nie nou onthou nie. Ek kan nie nou onthou nie. Regsdienste. Regsdienste? Wat? No ways. En Pew? Wat nog? Ek weet nie, hy is nie hier nie. Digitale bemarking. Digitale bemarking. Hoe gaan dit, ouens? Hoe gaan dit? Wonderlik. Wel, Januarie is verby, nee? Yes. Nee. Hoor jy, het was vanoggend donker op pad hiernatoe. Maar Dit is 'n moerse revelation. Januarie is verby. Ja, Januarie is verby. die langste 3 maande in die jaar. Dis 'n goeie Januarie. Dis al in die Dis 'n gang goeie al. Vrydag. Dis 'n goeie Vrydag, nee. Ek vertel net nou vir Dewald dat die bestuurder van ons korttermyn versekering afdeling het in die week vir my herinner dat ons het maandag 'n meeting en dit is ons maandelikse meeting, maar vir 'n oomblik het ek gedog dis ons kwartaal meeting. So jy het al 3 maande se werk gedoen en Ek was reg om hom uit te kak oor dat hy nie op target is vir die kwartaal nie. maar hy het nog 2 maande oor. Herinner hy my, ons het 2,5 weke terug oopgemaak. Ja, jou leigat. Ons is 3 weke terug. Ons is begin so. Jy sien wat doen monk mode in jou, nee? As jy so wil werk, nee? Ja, nee, jy sê ek kon nie glo, dit het regtig vir my gevoel asof daar eerste kwartaal al verby is. Maar dit is, ek moet sê, dit is nogal maar ek dink die jaar het vir my vroeg begin. Ek dink dis die skole, daar's vir my, ek het eers dink die storie so, die skole maak middel Januarie daai tyd oop en ek dink omdat hulle nou die 11de, 12de, die meeste ouens was uit die blokke uit. Daai 6de wat Dis ons nie ver van die middel nie, hè? Dit is nie ver van die middel, maar as 'n sielkundige daai ekstra week, nee. Ja, 11, 12, 15, maar ja, ek moet sê, ek stem saam met jou, ek is Daai ekstra week het vir my letterlik 7 dae bygesit. ek weet nie hoe daarby uitkom. Gaat hulle. Maar hey, what's up man? Ja, ek net fact-checker hier, so het ons nie toe ons op 'n tyd, dis daai in history gedoen het, toe sit soos Bartimeus Diaz het nou net in die Kaap of in Mosselbaai kom, toe word hy deur die Khoisan, skiet hy Khoisan met 'n kruisboog of iets soos dit, nie? Ja, Toe word hy, ja, Ja, toe word hy soos in die lies gesteek met 'n dis 'n meningsverskil gewees. Ja, maar hier staan nou ook, dit was vandag. Weer 'n keer. was nie Ja. anders skip nie. Het hy 'n tweede keer, want daar was 2 ouens, nee. Daar was 2, Vasco da Gama van- en Bartimeus Diaz. Dis 2 verskillende ouens. Het hy By bestel- Mosselbaai aangekom. Ja, en toe later, maar Ek wat in die ATKV gestig, ek kan nie onthou.
Wat Dis seker die ou wat in Mosselbaai aangekom het. Had ek kafee gestel. Nee, soos Vasco da Gama en Bartolomeus Dias, ja. Hoekom praat hom altyd van Jan van Riebeeck, want daai twee was mos voor hom. Want hy het met 3 skepe aangekom In die Kaap. in die Kaap. Maar hy het nog gebly, hy kom Hy het sê die trading settle, post ja. opgesit. Maar Dias het ook daai Bartolomeus Dias is ek dink dis die posstelsel. Ja, die posboom. Ja. Hy het net 'n poskantoor hier kom bou, hy het nie kom bly nie. En wat het Vasco da Gama gedoen? Was hy by Suid-Afrika? Hy kom vrugte kry. Hy het seker die posbus uit die boom uitkom al. Nee, Hy is die posman, hy is die posman. Hy het alles Spoedpos. Ek kan dit nie onthou nie, maar hy het ook, daar's 'n obviously 'n Porra connection, maar daar's interessant genoeg. Ek het so seker al 4 jaar gelede het ek wat is sy naam? Fanny Hubert. Hoe vreemd, so baas ek onthou dit. Daar was boere daar in waar die speedkops my altyd so gevang. Riversdal omgewing. En hulle het mos 'n wynplaas daarso begin, hulle druiwe begin plant. Ek het nou die naam vergeet van die anyway, suksesvolle boere wat 'n wynplaas en 'n boutique witwyn suksesvol verpak en klomp pryse en goed gewen, en dit is 'n Porra naam, gaan nou snaaks, ek onthou van die naam, ek vergeet sy brand, en dit is daai vallei daar waar die Porras nou, Vasco da Gama en spesifiek, dis unieke klimaat daar so, cool, weer van die see af en alles, wat hulle nou in staat gestel het om suksesvol druiwe daar te plant. Nee, nee. Maar hulle het natuurlik ook amok gemaak in die industrie, want die boere, die manne daar in die Parel en so aan, die wynmanne, het like nie hierdie ou wat nie in die tradisionele, jy weet, wynlandgoed vandaan kom en so suksesvol is nie. Maar ja, dit is interessant. Maar ja, dit is daai, ek vra nog wat is nou die naam? Nee, is Portugees. Nou hoekom? Okay, Vasco da Gama, wat is daai omgewing daar so. Wat nog gebeur? Kom ons check. Retief Goosen is gebore en So ek weet nie, so Vasco da Gama het ook local gebliksem. Is dit wat jy net nog sê? nee, dit was Bartolomeus Dias, Maar hy's gebliksem deur 'n local. ja, Of weet hy? Nee, hy is gesteek. Hy het iemand met 'n spies gegooi en Het hy iemand? Nee, hulle het Ja. hom gesteek, man. Goed. ja. Was dit laas het Wat ek moet ons feite fact-checker? ja, nee, ek weet, dit is 'n bietjie meer navorsing doen vir die tyd. Maar Wel is akkuraat soos 'n fact checker. ja, ons het ja, By die gym. Suid-Afrikaanse geskiedenis is shockingly swak. Ja, maar ons het laas ook gedink aan 'n naam vir 'n section vir hierdie eerste section. Waar kletsing Eysterstalkies of iets. Eysterstalkies, maar ek het ook gedink, jy weet, soos Makelas, soos Jakalas. Jakalas. Max, las is las is aan 'n Jakalas. Soos jakkals. Ja, Jakalas. Dis so Maar oulik, dis man. slinkse stories dan. Jakalas. Ek hou daarvan. Geskiedenis. Want ek is subjektief nou, want my naam is daarin. So obviously is dit awesome. Bietjie gerug. Dit is soos my ma. Ja, so obviously is awesome. Wat het gebeur? Kos, wat is daar? Wat? Sê ons. Wel, Desmond Tutu was die eerste swart Anglican bishop van Johannesburg in 1985. De Klerk Mandela het die UNESCO Vredeprys gewen in 1992. So redelike geskiedkundige dag, hè? Februarie. Wat's daar nog? Iets wat interessant is. Asseblief. Is die internet is stadig. Hoorie maar, Kos, ek wil nie vooruit hardloop nie. Maar ons gaan 'n bietjie later sal ons 'n bietjie ek wil juist nou ook praat oor die spoed waarteen dinge verander, nee. So ons praat nou van die geskiedenis en interessante goeders, maar die spoed waarteen ons gaan nou weer, wat vir my fascinerend is weer die bemarkings tendense, die goed wat aan die kom is, nee. En ek wil weer beklemtoon, jy weet, dis vir my ongelooflik dat of kom ek wil nie filosofies raak nie, maar geskiedenis, nee, dis interessant hoe ons kyk terug 10, 20 jaar terug. Nou, wat kyk ons terug 'n jaar,
2 jaar en is anderste die wêreld, nê? Dit is vir my, dis asof geskiedenis as we know it gaan verander, of dit gaan 'n verskriklike, jy weet, 'n kort periode wees. Ons gaan praat oor, hey, onthou jy 4 jaar terug, 3 jaar terug toe dit nog so was, nee. Ek het nog nie eers so daaraan gedink, ek sit nou daaraan dink, die spoed is net ongelooflik waarteen dinge verander, en dit affekteer ons kulturele manier van dink en doen, so dit het daadwerklike impak op ek wil sê, toekomstige geskiedenis. Wel, net hierdie tyd waarin ons nou is, 3 jaar terug, het ons nie geweet presies wat ons gaan tref nie, 'n maand later nie. Ja. En 'n maand later, 3 jaar terug, is ons in lockdown gewees. Ek onthou nog, ek het so met my sussie by 'n braai, sê ek so, yes, ek sien nou hierdie ding, hierdie so COVID ding, wat nou nogals groot raak, en dit lyk of dit nogals erg kan raak, het versprei baie vinnig oor die hele wêreld, China is in lockdown, hier, ek dink in daai tyd, miskien al in Europa begin ingaan, en hulle was nog soos, het sal oorwaai. Hulle was reg. Paar maande later te sê ja, ons soos alle trends, nee? Dit ek dink hy het oorgevlieg hierdie spesifiek, nee, hy definitief hy het oorgewaai. Ons was, toe die lockdown kom, het ons nog by die kantoor so groepie gestaan, soos afgejoke, want ons pak ons rekenaars met ons skerms, met ons alles, jy weet, jy maak amper jou desk skoon, en ons is, dalk gaan ons mekaar nooit weer sien nie. Dus, okay, van die mense het ek nog nooit weer gesien nie. Nie dat hulle dood is nie. Nee, ja, so ek net sê, dit is nie so morbied nie. Ja. Maar ons het in die week, sit ek by ouens, is Mos wêreldwyd. Ek weet nie of julle weet van die handelsmerk nie. So ek het met Mos deur mekaar geraak, eerstens, want hulle Afrikaanse aanlyn skool wat geloods het, ek dink net na die lockdown, en ons het as homeschoolers. Dis nog as 'n windgat naam, Mos wêreldwyd. Mos wêreldwyd, dis 'n baie obviously wêreldwyd. Wat bedoel jy met obviously? Ek hou dit baie daarvan. Ek dink hulle sal baie van daai aanmerking hou. Maar ons het gekyk na opsies vir Christian en Olivia, dis hoekom ons hulle toe nou net geloods, en ons het na verskeie opsies gekyk. Maar in elk geval, ek sit toe daar by hulle vroeër in die week, en wat toe uitkom is dis hierdie, ons praat weer van hoe tegnologie en die kultuur verander, die manier van dinge doen, en natuurlik in hierdie geval was die pandemie het ook 'n groot rol gespeel. Maar toe praat ons het laas gepraat van remote working, toe verder hier was oor, jy weet, hoe bestuur jy jou span, maar toe ons gesels, toe besef ons, maar hang aan, hierdie is die nuwe werksplek, met ander woorde, en dit toe so kinders ook onderrig ontvang. So hoe bemagtig jy die ouer om sy kind te help om afstandsonderrig te ontvang, want die manier van leer en hoe jy ouer jou kind help, of dit het ook verander, dis nie soos ons groot geword het, nee, dis nie 'n one size, dis hoe ons het gedoen het, dis anderste, so hoe bemagtig jy die ouer om hierdie ding beter te verstaan, en selfs die kind, want dit is nie 'n gegewe dat 'n kind nou maar net online normaal, en weet, dis business as usual nie, business as usual, ek gaan sit jou in 'n skool uit, en daar's aan 'n dinamiek, so ons het toe besef ons, weet, daar's werk om te doen in terme van om beide ouer en kind te bemagtig, of om ek sou sê 'n paar tips daarso te gooi, om hierdie ding, om hierdie nuwe wêreld van ons, nuwe kultuur, nuwe manier van dinge doen die groot ding daarom is, kinders is baie meer adaptable as ons, weet, ek meen, as ek weer eens teruggaan oor die pandemie, hulle het net so vinnig aangepas, ek meen, ons, ek hou nie van 'n masker nie, en dis, ons stryd teen goeders, maar hulle het net, dit took it in the stride, weet, ek dink, dit ook altyd onthou, is, ek vat my dogtertjie, sy is nou 1, dis vir haar niks om die foon op te tel, en sy sit hom teen die oor, en sy weet, ek meen, dit is klaar. En ek dink my seentjie van 7 gaan vir my 'n paar dinge wys, klaar, want hy figure dit uit, hulle is net natuurlik nuuskierig. Hulle, dit is waar, nee, en hulle is, mens vergeet dit, en daar's amper daai, ek dink wat
ek het nou die dag, ek raak nou weer opgewonde, my dogtertjie vra my nou die dag, so wanneer begin die Formule 1? Ek sê van nee, is weet, volgende maand. En dan kyk jy na hierdie atlete, en ek bedoel alle sporte deesdae, ek het nou die dag sien, ek is jongste wêreld rally kampioen. Hy's 21, zoiets, it's crazy. Is die jongste wêreld rally champ. Ek dink is ook 'n fin of 'n ding. Ja, maar hulle word gegroom van, weet, ek dink is soos daai wat jy die advertensie gehad het van Michael Schumacher, weet die babatjie ruil in die baarmoeder. Korrek, jy maar daai jy van die weet woord uit my mond uit is jou eerste 7 jaar is mos 'n kind is in 'n state of theta. En theta in die theta position. Theta. Dis die eerste 7 jaar, jy is nog op 7 op die theta position. Ja, dis so liggies ongemaklike gesig en gesprek. Maar jou daai theta is dit is 'n state of jy is gehypnotiseer. Dan word jou suiwer fantasie. Nee, jy neem op jou onderbewussyn rekord alles. Dis kom hulle altyd sê soos hulle so sponsies. Ja, hy's letterlik. Hy's in 'n hypnotiese staat. Daai 'n kind tot op 7. Ek sit en dink in staat van hipnose. Ons praat oor tegnologie en ek onthou tapes. So ek dink haar eerste 7 jaar is dan as hy 7 staan dan is hy tape klaar. Ja, kyk, dit en hier's goeie en slegte nuus. Kyk, interessant hoe in Levitikus in die Bybel praat hulle van as gee my 'n kind vir 7 jaar en ek tune hom, né? Daai so daai die goed en die sleg is tweeledig. Aan die ander woorde die grootste gemors wat jy kan aanjaag is ouer is na eerste 7 jaar. Ek moet vir eerlik wees, ek wens ek het dit vir die tyd geweet. Ek dink ons het natuurlik soos almal maar foute gemaak, maar ek dink as ek meer bewus was van jy moet ekstra versigtig wees in die eerste 7 jaar. Maar hierso is die punt. Dit kom nou na ons moderne sportmanne en vroue. Daai kind, daai laaitie wat daai karretjie ry al vandat hy 3-4 is. Daar's sekere skillsets wat jy kan nie dit inhaal nie. Jy kan nie. Dit is geprogrammeer in die onderbewussyn. En jy gaan kyk na al hierdie ouens of is hy vrouens, dit is hulle is in daai staat van hipnose, is hy onderbewussyn. So hy kan sekere goed doen wat hy nie weet hoe die hel hy dit doen nie. Want dit is net ingeoefen en is ingeprogrammeer. So ja, dis vir my fascinerend en daar op sig maar okay. Daardeur sê ek nie jy's nou in jou moer as jy weet sekere goed nou nie gedoen het nie. Dit is as jy 'n paar keer op die sponsie getrap het nie. As jy 'n paar keer die sponsie uitgedruk het, uitgesuig het, plat geval het. Jy weet, dit is die wonderlike ding van ons breine, nee, ons hy mold en hy groei. Ek dink daai wat jy wil van praat, daai wat die tape so aan die einde en dan moet jy mos omdraai. En ek dink my dogtertjie wat in graad 1 is, kan ek nogal sê so sy is nou daar, nee? Ja, en dit is nou, ek dink die skoolsisteem is die hand waar daai tape omdraai, want hulle druk hulle nogals uit daai state uit. Dit is soos van La La Land na okay, sit stil, luister, gee volle aandag en ek obviously elke skool is anders en so, maar ek dink die skoolsisteem in die algemeen is soos okay, snap out of it. Nou ja, so die harsh reality, daar's 'n ou se Ken Robinson. Hy's nou oorlede, hy's 'n Brit. Hy was die leading authority with education in die wêreld. So ek sê weer, Sir Ken Robinson, gaan check 'n bietjie sy TED Talk en so aan, behalwe dat hy baie snaaks is. En hy praat van hoe die skoolsisteem, hy sê ons almal word met ons word met genius levels van creativity gebore. Dis 'n default setting. Ons dink jy staan ook die mite van 'n right brain, left brain. Kreatiwiteit het niks te maak met left of right brain nie. Dit is whole brain. Dis whole brain. Ultimate is ook my glaasvlek sê as jy musiekinstrument speel dat hy vier beide lobbe op. So kreatiwiteit is die vermoë is hoe beide lobbe saamwerk. Is nie net right of left of is jy nou right brain is jy meer kreatief. Nie noodwendig is vir al twee. Maar hy praat van hoe teen die ouderdom van 10 het die skoolsisteem al die kreatiwiteit verwyder uit 'n kind uit. Regtig. Ja.
So daai is, en ek bedoel, dit is 'n feit soos 'n koei, so maar ek bedoel, dis 'n hele ander gesprek, maar wat net vir my, is ek sê, ons word clean slate, ons almal het daai vermoë om daai probleemoplossers te wees, wil ek sê. Ek het nou eendag 'n boek gelees ook oor oom Kobus Neetling, wat hy vertel en praat oor hoe om kreatiewe kinders groot te maak, en dan in die boek sê hy, actually, jy maak hulle nie kreatief nie, jy moet net hulle kreatiwiteit beskerm, en elke keer as jy nou die kind in die middel van die vloer neersit, nou kruip hy kant toe, daar waar jy dink dit nie veilig is nie, en sê jy nee, dan gaan sit hy hom weer in die middel, dan gaan hy weer soontoe kruip, sê nee, hier na die 5de keer, dan gaan hy sê, okay, help nie, ek kruip soontoe nie, ek moet maar hier in die middel bly sit, elke keer vat jy 'n stukkie van die kreatiwiteit weg, obviously moet ons hulle nou ook leer om nie klein barbare te wees nie, en vingers in plak te druk, ja, so dis 'n baie fyn lyn om 'n kind ready te kry vir die lewe daar buite, maar nie hulle te verwyder van hulle kreatiwiteit af nie. Ja, of 'n klein stront groot te maak nie, dis nou weer die ander wat vryheid verwar word met kreatiwiteit versus net slegte dissipline of maniere. Nee. Ja, en die kurs van screen time, ek meen, ek het ook al 'n paar goed daar gekyk, en ek gaan die eerste sê, ek is definitief skuldig daaraan in my parenting, maar screen time, van wat ek verstaan, is dat dis genuinely 'n kurs op 'n kind om te veel screen time te kry, in die sin van, ja, hulle kan baie goed inneem en leer en 'n nuwe taal aanleer sommer en klomp goeters, maar die voorste deel van die brein wat die thinking doen, wat die wat regtig die krag op buite kry om jou te laat vorentoe dink en beplan en strategize en oorweeg en goeters, is daai deel gaan af, want hy hoef nie te werk terwyl jy na die skerm staar nie. En dan word hy lui en hy ontwikkel nie, en dit is in daai opsig wat ek verstaan, dat vir 'n kind om baie keer 'n board te wees en soos net self te speel en hulle self besig te hou, is eintlik in daai opsig baie goed, want dit is actually stimulerend en nie net passief stimulerend nie. Dis weer die ironie, is in die stilte, in die boringness, is waar die ultimate, die magic gebeur. Maar in daai stilte wat jy eintlik bewus is van jou gedagtes, waar andersins word dit, jy word gefeed. Jy hoef nie te dink. Ja. Die funny ding, so, maar hulle leer nogal snaakse goeters in die tyd wat hulle wel screen time het. So gister op pad skool toe, so my dogtertjie is nou 4, so ons is relatief streng op screen time, so ons kry so ure 'n dag of minder omtrent, maar nou vertel sy vir my, nou begin sy vir my te vra, wanneer gaan wie nou dood? Nou, sy het nou hierdie fascinasie, sy het nou iewers geleer van doodgaan. Nou, niemand naby ons is nog dood in haar lewe nie, maar sy wil nou weet wanneer vir jy doodgaan. Nou sê ek vra sy vir my, wanneer gaan sy doodgaan? Nou sê ek, nee my lief, jy gaan 10 nog baie lank lewe. Sê sy vir my, ja, sy gaan nog baie lank lewe, want sy het nou die dag gekyk, sy het niks moesies op haar lyf nie. Nou die vraag is, wat het daar vooraf gebeur om tot by hierdie gevolgtrekking? Kinderprentjie gesien, dat die kind die dokter toe gaan en hulle het nou 'n moesies. Maar dis interessant hoe kinders dink, nee, jy praat nou so my dogtertjie gisteraan bars in trane uit, want sy sê, papa moet nie doodgaan nie. Ek sê, maar ek gaan ons eers baie oud word. Nee, maar jy moet nie oud word, as jy oud word, gaan jy dood. Sê maar geen oud word. Ek sê, maar ons almal word ouer. Dit gaan nie oor of ek oud, dit gaan oor, laat ek baie oud word, dat ek lang, maar sy verstaan nie daai konsep. Nee, as jy ouer word, gaan jy dood. Gaan jy dood. Daai shame. Nee. Hoor jy, ons vat 'n breek, as ons terug. Kan ek vind ek die fact-checker gou net. Nou te laat, buddy. Ek gaan dit vinnig maak, maar ek wil net dat ons daarom net dit clarify. So, ek het dit nou nie self ooit geweet soos dit nie, maar so, okay, so in 3 Februarie 1488 is Bartolomeus Dias in Mossel Bay. En daarso was 'n kruisboog geskiet en 'n Khoisan doodgemaak. Hy het hom daar een van sy mense. Goed. Vasco da Gama was 4 November, dis ons net begin het. So dit maak sin en dit was 1497
en hulle was ook in 'n Khoisan skermutseling, maar daarso het die Khoisan gevrees, hulle word aangeval, toe's Da Gama in die lies met die spies. Met 'n Black Label bottel. Ja. Wat 'n gelem. Interessant, so dis ou gesteker Daai, ene weer. dankie. Alright, vat gou 'n breek, ons is nou terug. Ek het vir jou goeie nuus. Ons sal teen vanaand 6uur vandag se regstreekse program 4 episodes beskikbaar hê sodat jy kan luister wanneer dit jou pas. Die eerste episode sal natuurlik die programme se geheel wees. Tweede episode gefokus op digitale bemarking en tegnologie. Derde episode op regsaspekte. Vierde episode op finansies. En onthou, besoek asseblief ons webwerf by www.klipkous.com. Teken asseblief in sodat ons jou op hoogte kan hou. En baie belangrik, gaan luister na ons vorige potgoeie en toekomstige potgoeie op Spotify, Apple Podcast en natuurlik op YouTube. En baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat lekker mense soos jy ook te hore kom en uitvind van Klipkouers Son. Right. Sien die bloody ding opneem. So oomlik sê ons het nie, maar ek dink ek hoop daai dingetjie beteken hy doen. In elk geval. Ons neem daarom op. Right, so ons het nou gepraat oor die geskiedenis, die spoed waarteen ek sê die geskiedenis verander, en so 'n lekker stukkie dokument beloer van tendense in digitale bemarking. So ek en Dewald gaan 'n bietjie daaroor gesels. 'n Paar goed wat ek wil sê wat ons weet. Ek dink 'n paar goed wat beklemtoon moet word. Maar ek dink die een ding wat vir my uitgestaan het, daar's twee goed wat uitgespring het, Dewald, en jy kan wegspring, maar die reels, die videoetjies, jou 1 minuut videoetjies, 10 sekondes, ek dink veral met YouTube wat ook met sy kort videoetjies, it's shorts. Ek het dit Afrikaans, dis kort videoetjies. Shorts is 'n broek, okay? Kort. Dis 'n broek. Maar jou shorts is definitief is ek wil sê dis 'n ding, en ons het selfs nou met ons hier met Klipkouers sekere goed wat ek selfs met TikTok agterkom, okay, ons moet uit die blokke uit. Dis nie sexy nie, maar die punt bly staan, wat is die strategie? Ja, ek dink daai is die belangrike ding, nee. Ons gaan 'n bietjie oor trends praat, maar as jy nog nie 'n digitale strategie in plek het nie, ek dink wat baie mense doen is soos die latest diet ook, en die fad diets. Dis belangrik om te weet wat die trends, maar as jy nie 'n strategie in plek het van die begin af en jy nog niks te doen nie, kan jy nie die trend doen nie, verstaan jy? Ek wil dieselfde vat as die dieet. As jy nie basiese gesondheid het nie, kan jy nie net gaan op hierdie nuwe Romeis dieet nie. Jy moet verstaan hoe dit pas in jou lewenstyl en wat jy wil bereik. Anders is daar nie, ek weet nie, daar's nie langtermyn voordele aan dit nie. Ja. En jy kan nie, ek sou sê, ek sê gereeld nie, maar selfs onlangs weer, as ons weer kyk na podcasts, waar ek sit in meetings en so aan, en dan, okay, ons wil 'n podcast doen, okay, great, weet, well done, ek wil amper klaar vir ouens medaljes uitdeel, van die feit dat jy besef,
jy het hierdie masjien nodig. Maar dan, hoe meer vrae ek begin vra, nou kom ek agter, wie is die teikenmark? Nommer 1, soos met wie wil jy praat? Dan kom ek agter, daar is nie duidelikheid oor met wie jy wil praat nie. So dis uitdaging nommer 1, met wie wil jy praat? Dan is dit, wat wil jy vir hulle sê? En dan wat wil jy met hulle doen? En nou kom dit in daai strategie. En dan is, hoe pas hierdie strategie, die podcast, waar pas dit in met jou Facebook, met jou LinkedIn, met jou Twitter, met jou YouTube en so aan. So nou lekker use case, weet, ons gaan nou oor die eerste ding praat en jy het 'n belangrike ding genoem, hoe pas hierdie ding in? Wat wil ek hê moet hulle doen? Daai call to action. Nou, ek sien toevallig maar net soos mense nou deurgaan, ons eerste trend, hulle praat van micro-influencers. So dit beteken nie jy moet altyd vir die A-listers gaan en die celebrities om iets saam te doen nie. Jy kry nou wat hulle noem 'n micro-influencer. 'n Micro-influencer is iemand wat so tussen 1000 en 10,000 mense het wat hulle volg. Wat nou belangrik is, en hier wil ek nou 'n use case uitmaak. So aan die Afrikaanse ding, het mens nou al, daar's 'n paar mense wat mense nou kyk en ons ouens wat oor my feed kom, Malcolm en dan nou sy vrou Kiki wat nou op die wat so was. En ek het 'n spesifieke voorbeeld en sy is nou ek dink sy is in sosiale media bemarking. En hier's die Is Kiki, want ek het Kiki ek dan nou op TikTok so bekyk, onder andere, snaaks genoeg. Ja, so ek meen sy bou eie brand ook, maar ek het 'n spesifieke voorbeeld gesien waar sy nou as micro-influencer aan 'n SME bemagtig. Okay, so hier so het afgespeel het. Sy het nou met haar nuwe Porsche ingekom. En verduidelik Januarie is nou 'n bietjie te lank, so sy gaan hom intryd vir 'n Polo. En net jy 3 Afrikaner manne wat soos ons maar sukkel met die Engels, ons praat 'n bietjie mengels. Ja. En ek dink die strategie is om seker hulle karverkoopmaatskappy te bemark. Maar ek dink daar's iets, so ja, jy het nou die micro-influencers, so dit kry seker oë, maar daar's niks vir my gesê oor, as jy nou dink, waar koop ek my Polo nie? Wel nie waar nie, maar hoekom? Verstaan, wat is dit wat hulle bring na die tafel toe? Hoekom moet ek by hulle my Polo koop? Ja, want sy het nou 'n Porsche ingeruil en daar jaag sy met die Polo weg. Ja, so, maar hoekom moet die idee is dat ek moet my Polo by daai ouens gaan koop. En dit is wat nie duidelik gemaak word. Dit gaan nie so oor Polo nie, hulle is tweedehandse. Ek verstaan, so dis ja, hoekom moet jy hier jou jy moet vir mense sê, wat is dit wat jy anders beter doen? Wat is die, weet ons praat altyd oor wat is die benefits? Yes. Ja, en jy moet dit uitlig, nie net okay, ek het hande geskit met hierdie celebrity nie. Ons het altyd daar gepraat oor jy kan sien wie is die bemarkingshoof, weet, as jy in die losies kyk en sulke goed. So ek gaan weer terug oor gesê strategie. Micro-influencers kan baie goed wees as daai persoon align met jou brand, met wat jy wil bereik, en kom ons vat byvoorbeeld as jy in die gesondheidsindustrie is en daai persoon is iemand wat fiks is en oefen en heeltyd praat oor gesondheidsgoed, dan is dit 'n boost vir jou brand, want dit is 'n promovering. Nou wat om aan te sluit by hierdie trends wat nou interessant is, wat vir my baie interessante ding en 'n lekker ding is, as jy veral as jy 'n produk verkoop, as deel van hierdie platforms nou, kan jy ook as deel van dan kan jy die produk koop direk. So sê nou maar ek bemark hierdie nuwe proteïenpoeier wat nou die veld wat nou spiere bou of soets en dit is alles line is authentic, dan werk dit lekker, dan kan jy sê, maar ja, ek wil daai hê. Maar nou, wat baie keer gebeur is, omdat ons is almal gebombardeer met informasie. Jy sê, ja, hierdie is cool, ek wil dit hê, maar ek moet nou gaan, jy stuur jou weg, ek moet gaan na daai website toe, ek moet daar eers inlog, ek moet 'n username kry. Dis alles moeilike pynpunte om oor te kom. Jy moet baie graag die ding wil hê om deur al daai hekkies te wil gaan. Waar dit nou maklik maak is as deel van dit kyk, ja, ek wil hierdie hê. Jy's hierdie daai is like cool takke, daai is lekker takke. Ek wil ook so 'n paar hê. Dis buy, wat se size, boom, so pad. Ek meen dit maak dit maklik vir die verbruiker. Daai is, en ek wil dit is op sigself praat daarvan van die is dit social buying, nee, of wat is die naam wat hulle, dis juis om die sosiale media, ons sien dit op Facebook, alhoewel ek dink hulle is nie van hulle, soos die marketplace, waar jy oorgaan, jy kyk op sosiale media, maar net daar en dan is die produk of diens koopbaar. Ja, die term is, hulle noem dit livestream shopping. Livestream shopping. So terwyl ek
tipiese voorbeeld met al die girls doen allerlei make-up en nieuwe make-up doen. Nou kan jy as deel van hierdie routine sê, okay, ek ken nie make-up brands nie. Ek hoop nie so nie. Nee, ek gebruik hierdie plaskonf. My gesig mooi glad te laat lyk. By the way, jy kan sommer vir jou 'n botteltjie of 'n blikkie koop hierso. Ja, jy spray aan. So daai ek wil terugkom na die influencers toe en dit is dieselfde. Ek dink wat daai is nou 'n voorbeeld van, ek dink dis waar die ouens baie ons die fout maak. Is as jy die influencer engage, dit is so 'n authentic manier die persoon gebruik. Nou kyk, wat ook kan nie gebeur is, daar's altyd pros en cons. Nou sal jy sien, en ek dink baie van ons, veral ons A-listers, ons sangeresse en so aan, as sy elke bliksem 'n week 'n nuwe produk unbox, dan is dit, nou is jy, dis nie authentic nie. Sy is gekoop, of ek het nou ons weet, daar seker 'n blonde sangeres wat baie gewild is, en dan, maar nou kry sy is oulik, dink ek, in terme van, maar as sy elke week 'n gift pack kry van 'n brand, dan sê, maar jy gebruik hom nie. So nommer 1, jy adverteer. Jy kan net so op TV gesit het. Dis nie 'n nano-influencer of influencer marketing nie. Dit is, ek wil sê, dis product placement. Dis is om 'n ad op die TV, om die produk, die vrugtesap in die kombuissien te sit. Dit is nie. Hierdie level is waar die huisvrou, of ek en jy, gebruik die produk regtig, egtig, en nou word jy genader deur die handelsmerk, en onthou, dit is wat besig is om te gebeur. As jy elke week 'n blerrie produk skielik adverteer, alhoewel jy dit authentically gebruik, dan begin die verbruiker dit self klaar, daar's 'n fatigue, wat hy sê, maar waar is die ek stel belang in jou organiese stories, ek stel nie die hele tyd belang in jou fabricated of /influencer stories nie. Maar ander woorde, wys vir my alledaags hoe jy te werk gaan, en by the way, hier's hierdie produk of diens wat jy authentically ook gebruik. So ek dink ter opsomming is dat die gevaar is met influencer marketing, is dat dit raak fabricated. Dit word aangeplak. Dit word aangeplak, en dit word net, dis 'n goedkoper, ek wil sê, ek het nog 'n nota gemaak, dis 'n TV-advertensie. Ons is nou actually net weer terug na 'n ander swak manier van adverteer, want soos Dewald nou met hierdie voorbeeld, daar's nie 'n duidelike call, daar's nie authenticity nie, daar's nie 'n duidelike call to action nie. Wat wil jy met die persoon doen? En al het jy 'n call to action, as jy nie authentic is nie, gaan jy net sê, maar jy adverteer aan my. Maar hy adverteer, ek weet, maar hy gebruik nie regtig haarspray nie, maar hy het nie hare nie. So jy weet, dis nonsens hier. Ek gaan in elk geval nie koop nie. So ja, jy moet net versigtig wees daarvoor, en ek dink nog steeds die bemarkers al buite, well done. Ek sê altyd, as jy influencers gebruik, verstaan jy iets wat 99% van jou is nie verstaan nie, maar ek dink eintlik verstaan jy ook nie hoekom jy dit doen nie. En jy gaan jou vingers verbrand in die proses. Ek dink in die bemarkingsboardroom baie keer oor dat dit nou die nuwe ding is. Dan sal een van die jonger mense sê, ons moet 'n celeb gebruik om vir ons hier, of 'n social influencer gebruik, en almal is soos, ja, dis 'n nuwe ding, ons moet dit ook doen. Maar daar's so min strategie betrokke, net soos wat op social media marketing vroeër baie keer was. Jy doen dit net heeltemal verkeerd, en daar's nie 'n behoorlike strategie daar agter nie. Almal spring nou maar net op die bandwagon. Maar ietsie wat ek net vinnig ook wil sê is, het julle daai advertensie gesien van Karlien van Jaarsveld, wat daai een gesigproduk bemark het? Van al die ek praat van die peel. Ja, die sê, neem 'n peel and I had it in my face. En soos wat, dit was live geweest, soos wat sy dit sê, toe sê, that didn't sound good. Dit is daai dis juist daai, sy is nou actually die blond wat ek nou verwys toe, maar wanneer jy die hele tyd nuwe produkte, dit is nie, daai is nie my, daai is nie, okay, okay, so kom ons onderskei tussen 'n ambassador, 'n brand ambassador, en 'n influencer. 'n Influencer is daar in aksie, ek gebruik hierdie produk in elk geval. Hoef my nie te betaal nie, hoef nie vir my gratis voorraad te stuur nie. Daai is die magic. Jy moet hulle gaan soek. Brand ambassador is met sy waardes ten minste, of haar waardes align met jou, word gekoop. Betaal jou om te sê, en ek dink dis wat ek besig is om, veral onder die Afrikaners in sosiale media hierdie te sien, is dat hulle verstaan nie die verskil tussen 'n brand ambassador en 'n influencer nie.
So gaan nou, en as iemand moet koop nou vir Karlien, vir hierdie brand, en soos ou Bobby met die Kalahari gesigroom en goeters, net so te loops, net na lockdown, ons is in lockdown, net so daarna, het is nog stil, ek weet nie, ek het moes nou maar rondgery en goed, dink ek sal deel met die polisie as wanneer ek daar kom. In die Kalahari. Ek was daar ook, en ek stap by hierdie, nou soek ek hierdie Kalahari room van Bobby. In die Kalahari. Nee, dit was 'n Peer van Reineveld. Dit was in die woestyn. En nou is die girl kom maar so agter so 'n tronkhek. Nou maak ek gaan vra sy kan sy help. Ek sê ek wil soos Bobby van Jaarsveld lyk, sê ek vir haar. Maar dis wat? Ek sê jy Kalahari roop. Ja, sê dan begin sy lag. Maar ja, anyway, so maar daai is 'n brand ambassador. So dis 'n ou waar die values, hy's happy om jou geld te vat, maar hy gebruik dit. Nie oor 6 maande het hy, jy weet, Oliver Ley vir men. vir hiemer. So ja, so ek dink daai is belangrik om te onderskei tussen die twee. Maar dan is dit ook Suid-Afrika, kry 'n Springbok rugby speler of Jacques Kallis en laat hulle met hierdie goeters pose. Okay, I'll buy it. Nee. Kyk, daai is my ook interessant. Kom sluit daarby aan, kom praat aan measurability. So Jacques Kallis met sy bleskop, ek onthou snaaks, ek onthou hy en ou oorlede Shane Warne, almal het hierdie, jy weet, in steede van net wat ek gedoen, sny jy bliksem sy hare af en kry klaar, nou wil jy goedjies plak en te kere gaan en vashou aan die hare wat nie wil bly nie. Die meetbaarheidskomponent, so hulle praat nou van listening tools, nee, so listening, social listening, is nou weer, is goed wat ons is met 'n podcast wat baie meetbaar is, so ons kan die download stats hê, maar wat ons nou volgende moet na begin kyk is, wie het hierdie gehoor? Want veral as jy hom begin uitdruk, jy kan selfs waar ons al in die verlede radio reg, waar ons sekere podcast episodes op aanbied vir die gemeenskapsradiostasies, wat ons met John Deere gedoen het. En nou het jy luisteraars, maar nou wil jy weet, hoeveel keer is daai actual brand genoem, gehoor, so dit kom terug na meetbaarheid. Met ander woorde, yes, nou het jy geld spandeer na ambassadeur. Kom ons gebruik die grootste kontroversie op die oomblik, is actually so wonderlik van pas, is hierdie R1 miljard wat hierdie minder slim mense by SA Tourism, wat hulle nou die R1 biljoen wat hulle gee vir Tottenham Hotspurs. Weet julle hiervan? Weet hulle nie van nie. Ons toerisme departement het nou net R1 miljard se sponsorship by Tottenham Hotspurs in Engeland. Hulle adverteer op 'n sokkerspan se trui. No ways. Nou is die kontroversie natuurlik. Wel, ek moet sê, dit is 'n vir toerisme, Suid-Afrika, gaan in Europa in en absoluut. Absoluut. Nee, jy's I can rationalize that. You can. In ons konteks nie R1 miljard uit Suid-Afrika uitpomp. Ja, maar daai is, so daar's 2 punte hier. So daar's nommer 1 is, en ek stem saam wat hulle sê, hierdie is, moenie met ons pottels praat nie, want hulle remit, hulle werk is om toerisme voet in Suid-Afrika te kry. Ek praat nie daarvan nie. Wat ek wel van praat, is die domste, ek wil dit weer sê, die domste vorm van bemarking. Hulle het nou die ekwivalent van die TV-advertensie gekoop vir brand awareness. En dan gaan ons kyk of die mense opdaag. Verstaan jy wat mens met R1 miljard kan doen in die buite? Ek sê nie, kom maak die pottels reg nie. Ek is nie daar nie, want dus ek sê, daai gesprekke, julle kon die ligte, julle kon vir ons, jy weet, die mense gaan honger, ek verstaan het, dit het niks daarmee te maak, ons moet spandeer R1 miljard, sodat ons 50 miljard kan genereer in foreign currency. Daai is die domste vorm, en behalwe, en weet jy wat hulle gaan doen het? Dit is good old impressions. So ons het R1 miljard spandeer, maar weet jy wat? Ons gaan 10 miljard se blootstelling kry. En dis wat tradisionele bemarkingsagencies, ons het die kykers, ons het die luisteraars, ons het vir jou 10 miljard se media value geskep. Okay, hang on, hoeveel mense het geland uit die buiteland uit? And by the way, Niewes. Nie Sepp en Rita wat elke jaar van Duitsland af kom vakansie hou, in elk geval in Clifton nie.
is Hans en Fräulein, whatever, ek weet nie wat Duitse naam nie. En ek sonder die Duitsers uit, want ek wil sê, hulle is sekerlik die beste of maklikste toeriste om hier te kry. Wie is die nuus wat gearriveer het? Waar is jou meganisme om dit te meet? Waar is jou meganisme om te bepaal dat hierdie ou was kom een keer in 10 jaar, nou kom hy een keer in 5 jaar as gevolg van jou kampanje? Dit bestaan nie. Hierdie ape het gegaan en hulle sê, en hulle gaan nou daai wat ek altyd sê, die Kersfees bonus, well done Willie Wally, jy het 1 miljard spandeer en jy het 10 miljard se media value gekry. En dis die joke van dit. En ek wil vir jou sê, dit is die ironie is, en daai gaan ook, die ouens gaan stelselmatig, omdat tegnologie ons in staat stel, al hoe meer, om baie akkurater, selfs met ons demografiese, hoe ons teiken. En ek dink dis waar AI, wat ek baie opwindend vind met AI begin ons meer help om sin te maak van ons data. Hy maak sin van, nou het ons al die data van 'n podcast, maar wat beteken, dis selfs met Google, ek sien selfs nou met Excel, ek het nou die dag het ek op YouTube gesien, ek het het nou weer gesien, Excel het 'n analytic tool, analyze, jy druk 'n knop en analyseer hy die spreadsheet, dan sê hy vir jou wat hy sien. Dit is klaar daarso. So nou met daai analysering van data kan ek beter besluite neem. Maar in hierdie geval is daar nie eers blerrie data, behalwe impressions, likes en shares nie. En dis 'n joke. So hoe beter tegnologie is, en dis my punt, hoe beter tegnologie ons in staat stel of nuwe tegnologie om akkurater te meet en meer sin van dit te maak, dink ek die goeie nuus is ons gaan minder begin gesels oor media value versus 'n naam, 'n nommer, is hy geconvert, is daar geld in my bankrekening. Return on investment. Return on investment. So media so daai voorbeeld daar, Jock, ek dink waar die brand inkom in die PR gedeelte is wanneer jy moet, ek sê altyd trust by die persoon. So dit werk goed vir insurance ouens, vir banke, het groot brands, want dis nog iets wat jy doen, nee? So dit is nie die ding nie, waarop jy miljard spandeer nie. Daar is, boonbehalwe jy het eintlik, daar is die klein geld, want jy het ander call to action ads wat hardloop, en daar is net om te sê, luister, ons is 'n groot brand, jy kan ons vertrou. Jy kan ons vertrou, ons is nie vandag hier môre weg nie, so sit maar jou geld hier, of ons gaan jou lewensdekking uitbetaal as die pop op die fans, vertrou ons. So strategies dink ek nie vir 'n toerisme komponent, is dit jou ding is om mense te lok na Suid-Afrika toe, gaan daai dit vir jou doen nie. Want ek gaan nie sokker kyk en sien, weet wat ek wonder nou, wat staan op die ding? Ja, let seker die Suid-Afrikaanse landswapen daar. Dis die big, ek het nou nie in detail gekyk nie, maar dis so, ek dink kyk, dit is so simpel as dit. Ek dink daar's meer wat jy kan. Maar nou, verstaan, as jy nie klaar al hierdie ander goed het nie, soos byvoorbeeld, ons dink aan 'n Vodacom of 'n Standard Bank of 'n Absa, hulle doen klaar al hierdie ander goed dat jy bewus is van hulle, so dis net nog 'n addisionele brand awareness ding wat jy daar sien. Ek kan nou dink as ons landsvlag net op dit is dit. Ja, is hierdie nou Suid-Afrikaans, weet hulle dit gaan nie die ou kry om te sê, yes, ek wil gaan Suid-Afrika besoek nie. Ek dink dis die groot ding is. Weer eens, as ek nou praat van daai, as ek 'n Absa bank sien, dan at least as iemand my bel van Absa, weet ek, okay, goed, ek kan hulle vertrou, dis nie die nuwe bank, dis nie WBS bank nie. So ek dink die punt daarvan is om te sê, yes, gaan spandeer die geld vir waar dit sin maak. Absoluut. Maar weer eens, ek dink ons target audience is meer medium tipe organisasies, en ek hoop jy luister as die entrepreneur en die visionary en die CEO na hierdie en sê, vat 'n paar punte en net sê, jy hoef nie bemarking te verstaan eintlik nie, maar as jy 'n bemarkingshoof het of jy het 'n bemarkingsagentskap, gaan vra hulle net 'n paar vrae. Weet ek sê altyd, wees gevaarlik genoeg om in konteks van jou eie besigheid te verstaan, hoe pas bemarking in en wat wil ek weet, deel van jou eie groot strategie. Ja, wat soos ek hierdie ding van die jy net sê ook van die CEOs en sponsor soccer team, goed, is iemand die sê die company sponsor wat die CEO like. So die CEO is 'n mountainbiker, hy het 'n mountainbike span. Hy like racing cars en hulle is elke jaar op Monaco. Ja, hy gaan en hy wil eintlik 'n foto saam met Flip en
Max Verstappen neem, jy weet, en of hulle sponsor 'n tiener golfer, want sy seun is toevallig 'n tiener golfer, jy weet, so, maar so, en teen, ekskuus ek vir jou rede, maar en teendeel, ek daag die klipkouers al buite uit om die teendeel te bewys. Ek sal voorspel, ek sal geld wet dat 80% van die tyd is daai bemarkingsbesluit daar's 'n persoonlike faktor ingebou, yes. nie 'n besigheids- of 'n strategiese faktor. Ja, ek meen, en soos Red Bull is nou natuurlik 'n ander kant van die saak, waar die ou amper die company gebou het, sodat hy 'n racing team kan sponsor en 'n amazing job gedoen het, maar ek dink wanneer hierdie goeders is, wanneer dit in isolasie is, byvoorbeeld jy het nou die Tottenham Hotspurs en miljoene mense kyk daarna, en nou Google iemand, cool, Tourism South Africa, dan soos, hoe lyk die website werk dit, is it actually soos iets conducive, en waarop anders kom ek af? Oeps, crime rate, load shedding, klink nie baie positief as ek 'n trip na 'n ander kontinent toe beplan nie. En ek dink daai tipe goeders, jy weet, soos wat jou vang net, en waarop anders kom mense af, behalwe hierdie cheesy ad van jou. Ja, so ons gepraat van call to action, hoe ek sê, deel van ons hoe daai user journey, so as jy nou dink weer in travel, waar gaan die ouens eerste, as jy dink in Suid-Afrika, jy gaan Google toe, jy gaan kyk eers, wat sien jy, weet jy, daarna gaan jy dalk bookings.com of Travelstart, of jy gebruik die app om die actual ding te doen, maar jy gaan doen jou research op Google, en hoe goeie job het hulle nog 'n miljard spandeer om Suid-Afrika in 'n goeie lig te stel, dat as jy iets van Suid-Afrika, sien jy net tourism, kom hiernatoe, en dis video's van leeu's en sulke, weet, wildlife, is goeie dat ons, wat hulle aantrek, en vriendelike mense, weet, die Afrikanism, dit wat mense in Afrika toenooi, is dit wat jy promoveer. Ja, wel, hulle het 'n influencer Davos toegestuur om te sê, daar's nie meer load shedding nie, so ek dink, die president. Ja, maar nie gaan lieg nie. So daai, en ek dink, om af te sluit, die weer eens, as jy aan daai miljard dink, ek dink ons het in die lig van wat ons vanmôre bespreek het, jy praat van ambassadeurs, influencers, ek dink ons het, ek weet nie of ons nog top, ek wil sê, as jy selfs uit 'n ambassadeurs oogpunt, kom ons dink aan 'n Lucas Radebe, jy dink aan 'n Benny McCarthy, ouens wat histories, Quentin Fortune, is ouens wat groot name was op European League back in the day. En die Britse sokkerfans weet wie hulle is legends. En hulle Suid-Afrikaanse legends. Dis amper, jy moet die vraag gaan vra, moet jy nie 'n paar miljoen eenkant gesit het in hierdie ouens as ambassadeurs, dat hulle namens jou gaan breek in die buiteland, en by the way, die Engelsman weet presies wie hy is, en hy gaan vir hom lys. So daar is al 'n klaar voorbeeld van hoe jy 0.05 van die budget, en dan tweedens kom het terug, presies wat julle nou gesê het, en ons het dit, is hoe lyk die res van dit, is hoe lyk dit, daar's 'n call to action, so assuming hierdie gemors, en dit gaan nie, assuming nou raak almal klikkerig, nadat hulle die vlag gesien het op die spelers se truie. Want dis mos wat mense doen. Nou gaan ons raak mos klikkerig as ons 'n vlag sien, nee. Assuming hulle raak klikkerig, is hoe lyk daai journey? Wat sien hulle? Wat Google hulle? Soos jy sê in terme van PR. So nee, hierdie ouens is nou maar net weer 'n bewys. Ouens, daar's nie pille vir domheid nie. Alright, ons hierso ek het 'n nuwe song gelaai net, en die vraag is nou, gaan dit speel. So hierdie is Van Diet en die liedjie se naam is Son. Ons hoor hoe gaan dit. Kom. Nee, en dit is nie. Maar daar is dit. Anyway, hier is 'n liedjie. Die regte knop. Ja, hang on, hy is op 'n ander plek gelou. Ek gaat hy. Ek het hom. Dankie Deel. Nee, ek wil net herinner, ek druk die verkeerde knoppies. Ja. Ons sal jou my vrou, jy klink soos my vrou. Op die horison kom op en sien my raak waar ek staan en wag vir jou. Jy kyk my diep in my oë, ek voel jou hitte teen my vel, jy gloei soos vuur, warm vuur in my siel. En ek weet, die dag het aangebreek waar jy alles kom laat blom, ek gee oor.
ek gee oor. Ek voel jou hart klop hier teen my hart klop en ek weet ek is thuis, want waar ek vandaan kom geen een kom maar aankom, kom jy op om my die pad aan te wys. Hier sit nou waar ek staan voor jou en glimlach, glimlach. My hele wese is oorweldig nou van jou strale wat my toevou. Son, gee my 'n straal van hoop op dit wat my hart begeer. Ek wil skree, blywend skree oor jou. Jy kom op en skyn oor my. Ek dans, sing en lag, ek's bly. Jy kom lig, lig die pad wat jy lei. En ek weet, die dag het aangebreek waar jou strale alles kom laat blom. Ek gee oor. Ek voel jou hart klop hier teen my hart klop en ek weet ek is thuis, want waar ek vandaan kom geen een kom maar aankom, kom jy op om my die pad aan te wys. Hier sit nou waar ek staan voor jou en glimlach, glimlach. My hele wese is oorweldig nou van jou strale wat my toevou. Dis die dag wat jy opkom vir my. Ek gewag dat jy opkom vir my. Son. Dit was 'n kort liedjie. Was dit nou van die? Van Diet, en die liedjie se naam is Son. Is van pas, is 'n oulike liedjie, kan daarvan. Sal dit volgende week weer speel. Wat 'n van dit is dit? Is 'n fun-loving criminal, 'n fun bandiet. Van bandiet, 'n van bandiet. Nee, dit is F-A-N, nie F-U-N nie. F-I-N, find it. Fine. Mara Dekker. Yes. From Len Dekker Procureurs. Handelsreg. Handelsreg. Jy moet reg handel, anders kry jy hom op jou lyf. Plaathande. So, Jy ken die 5-punt management plan. En as hy nie werk nie, gebruik jy hom weer. Is wit warm. so kom ons gesels 'n bietjie oor diplomatie. Dis nie die gradeplegtigheid van die tegnico nie. Ook nie die Of jy 'n C gekry, 'n C gemiddeld vir jou diploma. Of die vergaderings van die Verenigde Nasies, dink ek is tipies diplomatie. Takt. So 'n vriend van my wat in 'n lemoenboom ingehardloop het toe op mushrooms was en besef het dit het dorings. Is dit nou 'n ware storie? In die takke en fakt. Takt. Dis uit deur die blare. Want hy is so hoog soos 'n boom. Iemand een keer sê, jy kan die woorde sê, sit die teekoppie neer. En iemand kan dit saggies neersit soos die koningin en jy kan dit glad nie hoor nie. Of jy kan die piering in stukke laat spat en nog steeds die teekoppie op die piering neergesit het. Dis dieselfde ding, maar heeltemal anders. So laasweek het ons lekker gesels oor emosies en besigheid en die invloed wat dit het op mense se besluitneming en oorweginge en hoe dit lei na rasionele en irrasionele optrede. Basically groot mense wat skielik kinderagtig is en mompel, myne, ek het dit eers gehad. Soos kinders en so in terme van awareness, bewustheid. Awareness. Wees, cool. Moenie 'n poepel wees nie. Awareness. Wel, ek kom agter, ek soms 'n poepel en is serieus die oorsaak van ongemaklike gevoelens in ander mense. So, daar's 'n lyn om te trek tussen mooi praat en reguit wees. Soms moet ek die doekies omdraai nie, want
iets moet gesê word of kom groter moeilikheid. Soos iemand die ander dag sê, kommunikeer of kommunikak. Ek is lief vir die taal. Anna sê, moenie die rooi ligte ignore nie, die rooi vlaggies, die risks, as het praat, luister, dis caution signs. En mountainbiking, as daar 3 ondertoe pijltjies langs mekaar is op 'n sign, beteken dit daar's 'n drop-off. So as jy bang is, dan breek jy, en as jy cool is, dan accelerate jy. Maar jy kan jou arm breek, en werk mis vir 6 weke, en dalk nooit weer ry nie, so cool is jy nou. Dit soek vir moeilikheid om partykeer nie jou bek oop te maak en belangrike goed aan te spreek nie. In die regte lewe kan goed doodgaan, vliegtye val, besighede gaan bankrot, as mense nie hard genoeg praat oor die perd wat vlieg op sy wonde het, of die fuel gauge wat sy liggie aan is, of die krediteure wat al hoe harder teen die deur klop nie. Dis cues om te sê, wow. Maar dan sal die respons. Maar ek wil net dalk 'n definisie van diplomatie daar gee, wat ek nou so hoor, maar so diplomatie beteken nie jy moet stil bly nie. Diplomatie beteken, hoe sê ek daai ding wat moet gesê word, sonder dat ek jou as persoon se gevoelens seermaak, of so seermaak dat jy nie hoor wat ek sê nie. Ek dink onthou nou, diplomatie sê, ek wil die volgende situasie, ek sien dit uitspeel, dit is wat moet gebeur. So hoe kry ek jou tot daai aksie, sonder dat jy uitstap, anyways vir my kwaad is, en ek het nie bereik wat ek bereik, en jy, op die einde het ek die verhouding skade aangeraak. Ek dink dis die groot ding met diplomatie is, hoe bou ek verhouding, maar ons kry nog steeds die aksie, en weet jy het nou gepraat oor die rooi lig. Hoe kan ons voor die tyd, as hy kerels, ek wil net julle almal aandag skep, kyk hierso, ons kontantvloei het 'n probleem. Dit is wat dit gaan veroorsaak vir ons almal teen die einde van die maand. Maak julle almal attent daarop, dat ons almal nie, hoorie maar kyk hierso, en wat maak jy, weet, daar's 'n manier, weet, awareness, maak almal attent op dit, op die regte manier, sodat ons almal aktief daaraan kan werk. En is dit, ekskuus, jy's Ernest. Die fyn lyn is tussen om selfgeldend of assertive te wees en passief-aggressief. Of nood-aggressief. Soos jy met Andre was. hey. In 'n geval, ja, so om daai fyn lyn te kry, dink ek is die geheim. Is maar, dit beteken nie dat daar's met, of kan ek dit so opsom, dat daar is nie 'n doeme, ek kan nie uitspreek nie. 'n doemeprofeet. 'n doemeprofeet plaasie, is daar nie, jy maak dit nooit persoonlik nie. Ek sê daar's nie, maar dit beteken dan kan nie emosie ook wees nie. Ja. Is dit wat dit eintlik beteken? Daar's natuurlik, dis gebalanseerde emosie, want ek bedoel emosie kan, ek kyk jou uit die gebou uit, dit lyk of ek jou keel wil afsny met my oë, ek wil daai body language komponent, in ander woorde, daar is nie dit nie, en niks is geen persoonlike kommentaar nie. Dit is om sensitief te wees oor hoe die boodskap oorgedra gaan word en perceive word aan die ander kant. So ja, daar's 'n fyn lyn om rondom die topic te dans en die issues te dodge, en om die doringkies van die roostakkie af te breek voor jou date op 'n Valentine's Day restaurant toe vat, laat sy nie bloed op haar cocktaildress het nie. En dis basically waarop het gaan. So ons kan harde goed sê, maar net die doringkies van die takkie afbreek. So, en ek vind dat 90% van die antwoord gaan daaroor, dat ek weer eens net perspektief uitbalanseer tussen my eie gedagtes en gevoelens, en dit wat objektief aangaan, wat insluit hoe ander mense daaroor mag voel, en hoe hulle dit wat ek sê kan interpreteer. So, byvoorbeeld om belangrike e-mails en briewe of 'n ernstige WhatsApp te tik, vat trickie crafting. Soms wil jy ouens sy moeder stuur, maar laat voel dit was net 'n pat op die skouer, right? So, partykeer dan sê 'n vriend of 'n kollega of my vrou of kind iets vir my wat ek net sê, of jy weet, jy net soos en as ek dit nog nie gedoen het nie, dan het ek al baie naby gekom. Hy het gesê voetsak. Ja, jy voel net so in daai moment, en die timing is net so verkeerd vir daai tipe interaksie, dat ek eintlik net wil uitbars om uiting te gee, maar dalk is ek preoccupied of annoyed oor iets heeltemal unrelated of gefrustreerd omdat ek net iets anders wil hê, dan
speel het hier in die kante uit. Kan ek wil jou komplimenteer maar en ek val jou nou lelik in die rede, maar ek gaan die een ding wat vir my, en ek dink nie mense het altyd, ek sê alle prokureurs het daai vermoë of persoonlikheidsdinamiek nie, maar wat vir my lekker is, en juist omdat dit so relevant is wat hierdie week gebeur het, is dat ek moan in Maree se ore, maar dit is niks wat Maree gedoen het nie. So nou moan ek, en ek's emosioneel en ek's kwaad, en Maree sê die klankbord wat net vir my, jy vat dit nie persoonlik nie, want jy weet ek's nie die moeder vir jou nie, maar in die proses hoor hy my, en nou begin ons hierdie ding uitpak, en dit wat eventueel op 'n e-mail eindig, is glad nie wat is my emosie daaraan gekoppel moes gewees het seker die draft. Dis die first draft. Maar ek bedoel daai is maar ja, en ek wil sê dit is 'n wonderlike eienskap van jou. Dis 'n kwalitatiewe ding wat soos ek sê alle prokureurs het nie noodwendig daai persoonlikheidsdinamiek wat ek 'n bietjie kan vent en in die proses hoor jy presies wat ek vir jou sê nie. En ek voel sommer beter. Weet omdat ek kan vent. Jy weet sonder dat jy vir my So eintlik sê ek in jou double charge, want 'n sielkundige... Ja, maar nie my sulke stront kom nie. Wat sê ideesplank? Wat gaan nou hier aan? Ek dink dis nie wat ek gesê. Dis nie wat ek gesê. Dis 'n 2-in-1. Ek gaan nie 'n probleem oplos op 'n sielkundige en 'n wetlike manier en ek gaan jou laat beter voel. Ja, daar's 'n extra charge. Beter voel. Laat ek eers jou help en dan. Maar jy sit jou vinger op het en dit is nie toevallig dat dit seker is wat op my hart was vir vandag nie, want dit is die tipe goed wat aangaan en ons het gesien wat 'n verskil dit maak. Is jy het die reg om jou gevoelens te hê, jy het die reg om jou perspektief te hê, maar voor jy na die buitekant toe uiting daaroor gee, hou 'n bietjie terug, gaan bounce dit ergens en gaan skaaf 'n bietjie af aan die skerp rande, sodat dit wat uiteindelik aan die ander kant persee word is, okay, ek verstaan wat jy probeer sê, ek kan sien jy probeer die middle ground hierso kry, ek kan sien jy probeer ook insien wat ek dink en voel en oor omgee, en nie net jou eie daai verskil tussen assertive en aggression wat jy van praat. Om te sê, ek weet dat ek kan aggressief oorkom en ek wil nie, want dit gaan nie vir my goed wees nie. So, dis maar iets wat saam met wysheid groei, besef ek dat wat my betyd stil maak en anders laat dink en sê, hey, as ek hierdie beter hanteer, gaan almal hieruit wen. En as ek hierdie nou op die regte manier speel, dan hoef ek nie so te voel of op te tree nie, want ek speel dit op 'n manier wat regtig dinge beter maak. So, eerder as wat ek nou die blomstuk intrap en die piering breek en die verhouding versuur, gewoonlik is ek nog nie heeltemal oor die brug nie, dan wil ek hom al brand. So, selfs as iets moet eindig het mooi. Met al is jy Zef, gooi 'n bietjie finesse in die vlees. en los die mes. Ja, laat dan nie bloed op die cocktaildress. Ja, as jy sê fuck jou, sê asseblief dankie. Oom en Tannie, dis fuck u. Vertrou dit gaan goed, stuur groete vir almal by die huis. Sien uit om van jou te hoor en antwoord hierop. So. Hoop dit gaan goed met jou ma. Maar ek wil graag bylas by hierdie wat ek gevind het en is baie relevant tot ons nou in monk mode. As jy meer stil is, so byvoorbeeld ek het gevind in hierdie tydperk nou in hierdie 30 dae, omdat ek minder op sosiale media is, so ek onseën nie myself. Kyk, ek koop nie 'n koerant nie, want ek sê altyd as ek nou 'n adrenaline shock of 'n as jy jou visa, jou paspoort wil afstof, lees die koerant. Elke 6 maande sal ek die rapport koop en dan besef ek weer hoekom ek dit nie doen nie. Snaaks genoeg in monk mode, omdat ek nie sosiale media konsumeer nie, glad nie, omdat ek nie, weet ons gepraat oor die screen time ook, nee? Omdat ek meer bewus is van my gedagtes, ek is stil in die oggend, het ek gevind ek is rustiger. So dis my net, ek wil sê, ons praat oor diplomatie en so, maar daar is ook fisies, daar's 'n aksieplan, daar's maniere en habits en goeders wat jy kan in plek stel,
om jouself te enable om beter te wees, sodat jy In so 'n situasie. Ja, is 'n baie belangrike punt. Dit is jy's fiks vir so 'n situasie. ja, wat ek kan weer 'n goeie voorbeeld neem, weet, kom ons sê 10, 15 jaar terug, jong man, het ek road rage gekry een keer. Toe ek ry, weet, en ek dog toe in die ou klim uit, en ek dog, hier is het nou, dus het 'n travel agent, en hy sê, luister, hier korte vakansie. Nee, so, Hoe's daai vir influencer marketing? Ja, Ons gaan maak moeilikheid. Dalk sal die taksies net. hoe gepas was dit nie, nee? Weet, ek meen die ou, dis dit wat opborrel is net omdat jy weet, die snaar is nie die hele tyd styf gespan. Word rustig, gaan kalmeer net. Ek jy 'n manier om van jou stres ontslae te raak, dan is jy by default, gaan jy nie as jy kwaad is net so uitlaat, omdat jy sal, ek wil nie sê jy sal nie kwaad word nie, maar jy sal minder kwaad word. Daai is amper soos wat ons nou maar, ons het oor die huwelik gepraat voor ons rekord gedruk is, maar die emosionele tank is vol. Ja. Nee? Ja. So jy het nie... Weet jy weet, want dan as 'n huwelik is, dan huwelik nog bly, weet, anders is dit anders. En ja, daai Hou daarvan. wat jy sê van om gespanne te wees, en dink aan wat is 'n gespanne snaar, as jy hom trek en hy maak 'n geluid, dit is 'n golflengte, reg, en 'n frekwensie, en ons is frekwensies, ons is vibrasies, en ons straal dit ook uit, ons kry dit wat ons uitstraal terug, en om rustig in 'n dag in te gaan, het ek al gevind is die beste advies wat ek myself kan gee, is staan 'n titseltjie vroeër op, hê 'n bietjie stilte tyd, me time wat konstruktief is, want dit wat ek daar invat, want ek dink partykeer, omdat mens so op 'n sekere frekwensie is en 'n sekere vlak van stimulasie wil beleef, dan as ons in daai persoonlike situasies is, as ek nou hierdie vir jou op so 'n mooi manier sê en ek dra dit in 'n sagte watjie vir jou om, dan is ek bang, nee man, dit gaan nie 'n effek hê nie, jy gaan nie dit ernstig opvat nie. Ek moet hierdie stempel hard druk, laat jy weet. Ek voel rarig sterk hieroor. Jy weet, as jy by die restaurant vir die waiter sê, is nie heeltemal hoe ek het wou gehad het nie, versus, sal jy asseblief vir die chef vra om net vir my 'n ander stuk vleis op 'n ander manier gaar te maak, want hierdie is glad nie wat ek wou gehad het nie. Ja, jy gaan gop onder dit kry, maar as jy maar dan het jy jou punt duidelik oorgedra, en jy weet, en as hulle sê, nee, ons ruil nie steaks om nie, dan roep jy die bestuurder en jy maak dit duidelik, jy weet, so, ek self nie 'n fan van mense wat kla in 'n restaurant nie, maar ek dink is net 'n ja, maar daai voorbeeld wil ek maar sê, jy kan kla in jou toys uitgooi, dan gaan jy die gop kry. Of jy kan sê, ek het gevra, ekskuus tog, ek wil jou net herinner, ek het gevra vir medium rare. Ek dink ek is ontevrede met my eindproduk wat ek gekry het hierso. Stem jy met my saam? Weet jy, met altyd die persoon op jou vlak en sê, stem jy met my saam, hierdie steak is nie waarvoor ek gevra het nie. Kan jy my asseblief dit net vir my omraak? Ja. En moet dit nou nie ook weer doen as jy die laaste hoekie oor dit nie meen, dan weet ek nie. Ja, maar nou nie student op jouself. Ek dink wat net daarbey aan te sluit, en ek praat uit persoonlike ondervinding wat gereeld gebeur eintlik. Hoe ouer ek word, hoe meer besef ek, ons vat nou die restaurant as 'n klassieke voorbeeld, is die ander negatiewe ding van daai, en nie noodwendig toys uit die kot uitgooi, inteendeel, toys uit die kot uitgooi, dit gaan vir my oor daai, ek het nie eetlus na die tyd nie. Dit bederf my, die emosionele stand bederf die experience. Jy is nie meer lus vir die steak nie. Ek bedoel, met jy jouself in daai ja, omdat ek myself, omdat ek my toys uit, so dis nie net nou, wys jy vir almal, jy het nou vir die waiter gewys, jy het die restaurant gewys, wie's baas nie. Unless jy 'n psigopaat is, gaan jy vir my sê, jy voel kalm en rustig dan. You just spoiled a great experience. So jy betaal 'n prys vir dit. Dis nie verniet nie. So ek sê, behalwe as jy psigopaat wat geen emosie het nie. Maar ek sit baie keer, en dit is actually wat my verhoed met baie situasies. Ek begin myself al hoe meer vang en sê, maar Jacques, onthou, as jy nou nie cool en kalm hieroor is nie, gaan jy hierdie experience, gaan jy bederf. Vir jouself, nee. Ja, so die steak is crap, en nou sit sommer crap in die restaurant en alles. So dis 'n crap fest op 'n of nie daar. Wel, dit in jou hele familie het dan ook is. En jy gooi nou 'n show. Absoluut. Absoluut. En val in negotiations het ek al gesien dat
jy wil eintlik die ding so opstel dat jy 12 rondes kan gaan. As jy in ronde 1 jou knockout wil slaan en dis nie 'n actual knockout wat die fight vir jou wen nie, het jy self is jy Conor McGregor teen Mayweather. Jy het te hard uitgegaan in die begin en in die einde is jy net vol gaps. So ek dink dit is baie keer, dit is wat die takt inkom om te sê, where am I going with this? Dis amper dieselfde soos met die bemarking. Gaan ek hierdie een ding doen wat ek dink waar ek al my geld instoot en dis revolutionary en gaan miljard rand. Of gaan ek 20 goeders doen wat die elkeen 'n klein bietjie aan die probability tweak, maar altesaam align dit soos 'n laser focus en nou het ek en ek het al gesien waar ouens in baie hostile tipe negotiations waar ek met mature mense werk wat so flip en kalm kan bly, wat net jy wil die ander kant uit mekaar uitskeer, jy wil so flip en jou punt so graag oordra en sê, man, julle weet wat julle doen en dis nonsens hierdie goed, en veral by settlements moet jy net wegbly van dit, soos jy kan nie nou daai stab land nie, jy moet hom terughou, want ons wil ergens uitkom hiermee, as ons nou al ons allegations begin gooi en al ons gevoelens begin deel, gaan hierdie ouens nie meer wil teken nie, dan gaan hulle weer soos, sorry, ek fight jou liewers, want jy ontlok daai emosie in ander mense wat maak dat hulle eventually niet soveel resistance het, hulle kan nie meer omtrent diplomaties wees nie, so ja, maar dis ook soos daai quote van Bruce Lee wat almal ken seker is van Mind Like Water, is soos water vat enige vorm aan van dit waarin hy is, as dit in 'n koppie is of in 'n wat ook al, dan word dit daai vorm en hy sê water can flow or it can splash en ek dink, jy weet, splash is nie altyd sleg nie, partykeer moet jy vinnig reageer, maar partykeer moet jy net kan flow. Alright, ek wil net iets oor Bruce Lee, ek dink hy was die hele tyd dors gewees. Weet jy hoe Hy so maar was? Nee, want hy het die hele tyd gevra vir water. Wag. En dan bring niemand van water nie, dis ook my al hierdie goeters oor water gesê. Hy so rip was. Ja, want hy het geen water in hom. Man's dors. Hy sê, mind like water, but mind get no water. Ja, so hoe nurture ons dit? Is dit so eenvoudig soos begin jy die oggend rustig, 0:30 vroeër op, laat die dag, jy gebeur die dag gebeur nie jou, wat is daai ding, die dag, wat is, hoe sê die Engelse, the day, seize the day. Ja, maar die dag vat beheer van jou, dit is actually wat het op neerkom, as jy, gryp die dag. Ja, jy gryp hom, op jou voorwaardes. Jy laat hy jou gryp. Inteendeel, as jy nie vroeg opstaan rustig is nie, die dag jou beet. Ek bedoel, dit is nie nou lip service nie, dit is 'n feit. Ons weet nou wat ons vroeër opstaan, jy het beheer oor die dag, en nie andersom nie. So die vraag is dit so eenvoudig soos net om selfs weer eens jou oggendroetine, dat jy met die dag gebeur, of wat is daar waar mense, hoe oefen jy daai, hou jou back muscles? Ek dink dit is definitief 'n kombinasie van goed en daar's leefstylkomponente, maar daar's vir my ook baie definitief 'n bietjie groter spiritual component van hoe lyk jou lewensraamwerk? Wat is jou waardestelsel? Wat is belangriker? Want partykeer, en ek dink dit is hoe wat vir my die laaste 2 weke uitgestaan het, is ek vind dat partykeer is ons emosionele dryf so sterk dat dit ons oorweldig. Want iets in ons glo dat ek is werklik in gevaar as ek nie nou vir myself, daai assertiveness jy weet, as ek nie nou vir myself opstaan nie, gaan is ek die victim môre. En ek dink dit gaan oor wysheid en empatie en om te verstaan ook. Jy weet, dis nie net 'n shortcut, okay, staan vroeër op en doen Wim Hof nie. Dit is my ook 'n ding van, ja, dit help, maar as jy nie verkeerde rigting en kyk, is doen die Wim Hof method, maar hè? Yes, yes, ja. Ja. Ons doen nie Wim Hof nie, ons doen die Wim Hof method. Yes. En dit so ja, dit gaan, daar's baie understanding wat agter dit ingaan, is soos ek moet begrip hê vir ander mense se gevoelens en waar dit vandaan kom en wat dit beteken. Dit is nie noodwendig 'n threat vir my nie. Dit is nie noodwendig
iets wat my hoef te intimideer nie. Ek moet eintlik die ander persoon ook help om beheer te kry oor dit en sê goed, so wat ek het nou daarin geraak is, dis nie persoonlik nie. Ons wil objektief hierna kyk. Jy weet, iemand een keer sê, moenie dink met iemand stry oor wat is die regte besluit nie. Sit saam met daai persoon en sit al die feite op die tafel en laat die feite wys wat is die regte besluit. Nou is dit mos 'n makliker aanslag en ek dink dit is maar vir my waar dit gaan, is dit daai awareness. Dit begin by om te erken en te respekteer dat ek is nie die enigste variable in hierdie equation nie en daarom moet ek dit help uitbalanseer. Yes. Alright. Ons vat weer 'n breek. Ja, die tyd vlieg en ek weet nou wat 'n knoppie om te druk. Dankie Dewald. Hierdie is, ek wou nou 'n joke gemaak het. Die ou se naam is De Wet Meyring en sy liedjie se naam is, ek het eers daar gekyk, toe sien ek is Wat is 'n man? Sonder sy pa. So ek het dis die liedjie. Lekker luister. Is nou terug. Daar was soveel dinge wat ek wou vra, soveel dinge wat my pla. In drome loop ek in tuine saam met jou. Soveel lesse wat ek moes leer, maar nou staan ek voor die deur. Die sleutel lê in antwoorde by jou. Wat is 'n man dan sonder 'n pa? Waar moet hy gaan om 'n bietjie raad te vra? As die lewe jou druk en jy voel jy's in 'n blik. Jy was nie net 'n pa nie, maar 'n vriend vir my. As ek kom kuier, moes ek langer bly. Alles kon wag, want jy maak tyd vir my. Jy maak tyd vir my. Mijn hartsbegeerte om jou stem te hoor, dit sal klink soos 'n engelkoor. In verbeelding loop ek in tuine saam met jou. Dra ek by my, soos sal pa altyd by my bly. Kyk mooi na my hart, want jy dra hom saam met jou. Wat is 'n man dan sonder 'n pa? Waar moet hy gaan om 'n bietjie raad te vra? As die lewe jou druk en jy voel jy's in 'n blik. Jy was nie net 'n pa nie, maar 'n vriend vir my. As ek kom kuier, moes ek langer bly. Alles kon wag, want jy maak tyd vir my. Jy maak tyd vir my. Waar moet ek gaan? Waarheen hier vandaan? My hart is so leeg en die seer wat op my skouers weeg. Wat is 'n man dan sonder 'n pa? Waar moet hy gaan om 'n bietjie raad te vra? As die lewe jou druk en jy voel jy's in 'n blik. Jy was nie net 'n pa nie, maar 'n vriend vir my. As ek kom kuier, moes ek langer bly. Alles kon wag, want jy maak tyd vir my. Jy maak tyd vir my. Soveel lesse wat ek moes leer, maar nou staan ek voor die deur. Die sleutel lê in antwoorde by jou. En antwoorde by jou.
Ek mis jou pa. Ag ja, dis oulik man. Yes. Maak my hart warm. Maak my hart warm ons kunstenaars en die manne nog. Ek sê nou net die klipkous al buite vir die manne hier, so ek dink is my nice ook om te sien, dit kom die hele tyd deur, nee. Die ouens het nie opgegee of daar's 'n krisis in ons Afrikaanse kreatiwiteit of want dis juist hierdie independent artists wat dit is, ek beskou hulle as artists, nee, hulle kom skryf nie kommersiële goed. Hy doen wat ek wil sê wat hard is, sy waar. So dit is my anyway, ek hoop regtig dit klein rol wat ons kan speel, kan mens hierdie ding, hierdie blommetjie water gee. Pius. hy lag vir my altyd so ongemaklik. Kyk, ek het Ernest, ek sien hom, ek dink nie ek het hom al ooit ontsteld gesien of gerattel nie, maar as ek hy Pius so gooi, nee, dan ek sien net so sy mond, was so skeef trekkingkie. So in die week het ons blykbaar feedback gekry dat die mense wat daar buite luister nie regtig my naam ken nie. Hulle ken my ook nou as Pius. Ek wil nou net verduidelik, net vir die wat nie geluister het, die vorige keer wat ek verduidelik het nie, is die Pius kom van my voorletters af, so my voorletters is P-E-W, dan is my van Stander, en is dan waar die Pius dan nou vandaan kom. Maar tegnies mag ons jou nie Pius Stander noem nie, want Pius is klaar die Stander, ons moet jou Pius noem, so dis alles dan ingesluit. In elk geval so, vanoggend gaan ek soos elke ander keer met 'n storie begin, ons kan dit nou maar seker my Pius praatjies noem. Maak 'n nota, ek love it, Pius praatjies. Nou vanoggend se storie is een wat julle actually dalk al kon gehoor het. Die kans is goed dat ten minste een van julle drie al die storie sou gehoor het, maar hy het goed ingepas en ek vir die wat hom nog nie gehoor het nie, hy gaan optrend so. Dit was Andries was op skool standaard 3 en 'n skerp ouetjie, is omtrent die tyd van die jaar gewees, 'n paar jaar terug wat hy nou standaard 3 was, en die juffrou sien toe nou maar hierdie Andries is nogal so, hy kan goed, hy het bietjie insig en goed. Sy sê toe, Andries, jou huiswerk vir vandag is, jy moet bietjie vir ons in 'n eenvoudige manier môre kom verduidelik by die skool hoe die land se politieke en ekonomiese strukture min of meer werk. En dan gaan vind bietjie uit daarvan en dan kom vertel jy vir ons môre. En Andries gaan toe die dag huis toe en hy vra toe so vir sy oupa is daar so, en hy vra vir sy oupa, ek moet nou bietjie die politieke en ekonomiese strukture van die land verduidelik môre in die klas. En sy oupa sê, dis heel maklik, kom ek verduidelik vir jou. Hy sê, ek is die oudste in die huis, so kom ons sê ek is die president. Jou pa is die een wat werk en die meeste geld maak, so kom ons sê hy is die ekonomie. Jou ma doen al die werkie om die huis, meeste van die goeders, so kom ons sê sy is die werkersklas. En jou baba Boetie is die toekoms van die land. En dit is min of meer wat jy hoef te weet. En daar, soos het sy oupa nog half praat, raak hy in die slaap op sy stoel. Gaat hy. Nou, maar Andries is eintlik heel tevrede, hy het nou iets om ten minste môre in die klas te verduidelik. En hy gaan kamer toe, en hy en sy baba Boetie deel 'n kamer, maar hy gaan klim in die bed en hy gaan slaap. Jesus, maar op 'n stadium word hy wakker met iets wat klink of het kook, en 'n vieslike reuk, en hy besef toe nou sy Boetie, sy baba Boetie het nou ernstige stront gehad, en dit gaan glad nie goed daar in hulle kamer nie, hy kan nie slaap met daai reuk nie, en hy besluit toe, hy gaan nou sy ma gaan roep, net om, dat sy goed die doek kom ruil, en hy stap daar by sy ma en sy pa se kamer in, Jesus, maar toe vang hy vir hulle daar op die job, en hulle hoor hom nie eers, en hy besluit nie huil, hy draai om, hy loop uit, hy gaan na sy oupa toe, try sy oupa wakker maak, maar sy oupa is vas in die slaap, en hy naderhand gee hy net op, en hy gaan slaap toe nou maar, en die volgende oggend in die klas, nou vra die juffrou, Andries, so vertel nou vir my, hoe werk hierdie ekonomiese en politieke stelsel in ons land? En hy sê, juffrou, so wat ek gister besef het is,
terwyl die ekonomie die werkersklas spyker, sit die president vas aan die slaap en ons toekoms is in die kak. Wysheid. So Wysheid. dit is die storie vir vandag. maar my topic vir vandag is mag my kleuter met my geld beter. En dit en dit pas actually by want ons is in beheer van ons toekoms en hoe diep ons toekoms dan nou in die moeilikheid is of dan nou nie en ons toekoms is natuurlik ons kinders. En so my dogtertjie is nou 4 jaar oud en ek het nou so die laaste paar weke amper 'n obsessie want ek het ewe skielik nou bewus geraak dat sy is nie meer 'n babietjie nie, sy begin nou goeters te verstaan en dat ek nou die verantwoordelikheid het om vir haar finansiële vaardighede te moet leer. Sy's apparently al oud genoeg daarvoor volgens die navorsing wat ek nou die laaste paar weke gedoen het. So hulle sê hier van 3 jaar af eintlik moet mens al begin met die finansiële onderrig. En ek wil vanoggend bietjie daaroor gesels. Is hoe doen mense dit? Wat jy begin doen? 'n Paar goeie tips van hoe om vir jou kinders en goed is om in ag te neem om vir jou kinders 'n goeie finansiële platform of basis te kan gee. So net nou het Jacques ook gesels vroeër in die episode gepraat oor daai eerste 7 jaar van jou kind se lewe wat hulle soos 'n sponsie is. En daar het ek net weer eens besef, dit is nie goed wat jy begin met jou kinders te bespreek as hulle tieners is nie. Die hele ding van finansies of geld, hoe geld werk, is belangrik dat mens dit veel vroeër in jou kinders se lewe al moet deel van hulle daaglikse lewe te maak. En daarmee bedoel ek nou nie dat dit vir hulle 'n stresvolle ding hoef te wees of dat hulle moet worry of papa môre nog geld gaan hê nie, maar dit is net om dit so saggies te begin te introduce en dat hulle besef by die winkel, jy pak nie net in die trolley in 'n vat kar toe nie, daar's 'n proses tussenin en half hoe daai proses dan nou werk. Ja, en dit is ook so daai limiting beliefs wat mense ook kan, soos wat jy nou die voorbeeld gegee het van om net heeltyd vir die kind sê nee. So mens ook jou kind heeltyd leer, daar's te min geld, dat geld is 'n issue. Jy weet, dan ontwikkel dit 'n probleemtipe mindset rondom dit. Correct? Ja, absoluut. So mens moet baie doelbewus wees in wat leer jy jou kinders van geld. Want soos dit jy sê, as hulle nog klein is en jy hou aan negatiewe goeders oor geld te sê, kyk, hulle moet ook verstaan dat geld is 'n beperkte hulpbron. Dit is nie net iets wat van self net die hele tyd invloei en daar is nie 'n einde daaraan nie. En as jy vir jou kinders die idee skep dat daar nie 'n einde aan die geld is nie, dan gaan hulle slegte spandeergewoontes later in hulle lewe hê. Ja, wat snaaks is vandag, ek meen, en dit is nie vroeër jare wat ons met kontant gewerk nie. Vandag is dit net die swipe die kaart. So die persepsie wat hulle kry is, daar's geld. Jy hoef net die kaart te gee en daar's dis ek sê altyd, en dis nou 'n generalization, as man, so jy het 'n kredietkaart en jy sien daai as 'n limiet, nee? Jou vrou sien dit as 'n target. So dit is net hoe jy dit oordra as 'n persepsie oor wat is dit. Exactly. Ek kan onthou een van my vroegste goed wat ek in my lewe kan onthou van geld en waar ek half met daai ding te doen gehad het is, ons was in 'n groot winkel, ek kan nie onthou waar presies nie, en daar was 'n Daisy gewees. Ek dink ek was seker nog in die kleuterskool. Ek wou die Daisy gehad het en my pa het gesê nee, sy het nie geld vir hierdie goeders nie, en ek het geweet hy het nog bladsytjies in sy chequeboek ook. So ek kon nie glo dat hy vir my nee sê nie, want hy het, ja, ek het gesien daar's nog bladsytjies in sy chequeboek oor, ek vra net vir een. Ek wil net een, koop al die ander goed met die ander bladsytjies, maar ek soek net een van daai. In elk geval, so ek het 'n paar hulpbronne wat ek nou baie handig gevind het die laaste ruk, terwyl ek nou probeer hierdie ding vir myself sin te maak van, en hoe ek dit op 'n praktiese manier in my huis kan doen. So
So 'n baie nice ding wat ek gekry het is 4 pocket allowance. Die vrou se naam is Sarah Phillips. So die 4 pocket allowance gaan juist daaroor dat dit is sy het vir haar kinders elkeen 4 sakkies vir hulle geld, so hulle maandlikse of weeklikse of 2 weeklikse, hoe ook al sakgeld wat hulle kry. Interessante ding ook, 'n kleinkind van 3, 'n maand is amper te lank. So jy breek dit amper eerder in week of 2, elke tweede week in, want na maand is die phase gaan verby. So jy moet dit elke nou en dan vir jouself die geleentheid gee om weer die gesprek te kan hê. In 'n geval, so sy het vir elkeen van haar kinders 4 sakkies gegee en elke sakkie is dan nou gemerk. So die eerste sakkie is gemerk spending. So daai geld kan hulle absoluut spandeer net soos wat hulle wil. Dit is of hulle dit nou in een dag wil blaas op sweeties of wat ook al, dit maak nie saak nie. Die volgende sakkie is gemerk saving. So dit is nou tipies waar jy hulle begin te leer. Goed, ek gee vir jou R10 'n week. 'n R10 se speelding is nie baie nice nie. Maar spaar vir 10 weke en jy het R100. Nou kan jy 'n nice ding koop met daai R100. Nou het jy 'n lekkerder speelding om te koop. So dan spaar hulle in daai sakkie vir iets wat hulle spesifiek wil koop. Die derde sakkie is investing. So en dit is vir die langer termyn. My dogtertjie sê altyd, sy wil eendag as sy groot is, 'n kar presies soos pappa se hê, net pink. so tipies sal ek Pink Prado. Ja, Pink Prado. In 'n geval so, daar sal ek nou in die investing een dan verduidelik, goed, dit is nou vir iets groters en langer termyn, en in haar kop is dit dalk 2 jaar, dan is sy groot genoeg om mekaar, so dit voel nou nie eens vir haar, asof het nog 15 jaar of wat is voor sy so iets sal kan hê nie, so daar praat ons oor die investing een, en dan die 4de sakkie is die giving. So tipies hoe mens so sakkie... Daai sakkie se naam is Isak. Isak, ja. Isak. Sakkie maakie. In elk geval, so elke sakkie of houertjie of hoe ook al, maar dit is belangrik dat hulle dit ook kan sien. Om dit in 'n rekening te gaan betaal en te sê, okay, daai deel is dit, daai deel, hulle sien dit nie en hulle kry nie 'n gevoel daarvoor wanneer hulle nog klein is nie. Later aan kan hulle bankstaat begin te verstaan. So die elke sakkie het nou 'n les wat hulle uitleer. So spesifiek nou die spending een, soos wat ek gesê het, hulle kom naderhand agter, as ek nou my geld het en ons is by Woolies en hulle koop vir hulle 'n lekkertjie by Woolies, hulle kon vir dieselfde geld by die R5 winkel 10 keer meer sweeties gekoop het. So hulle begin daai ding te verstaan naderhand op die spending is, okay, moenie by die dierplek jou lekkertjies koop nie, koop dit, wag 'n bietjie tot ons by die ander winkel is, dan kry jy meer sweeties vir dieselfde geld. Maar daar seker nou ook dan die kwaliteit oor kwantiteit, want jy kry nou meer sweeties, maar dit proe nie dieselfde as die Ek weet, wys my 'n 4-jarige wat hulle soek net suiker. Hy skeer nie om. En ek dink maar is 'n belangrike punt in vir later. Geval, ja, daai is tipies die lesse dink ek wat bietjie later sal begin te kom. Dalk in jou tiener tyd, maar 'n chocolate is 'n chocolate vir 'n 3-jarige. 2 chocolates is baie beter as 1. Dit is lint of nie. Ja, lint of nie. En vir daai is dit eintlik meer moet bak. Ja. Ek kan dit ook daai moer so slabs. Ja. Maar in elk geval nie dat ek vir daai goed vir my kind wil voer nie, maar in elk geval. So dit is 'n baie nice les wat hulle vroeg en mens moenie goed nie forceer nie. Dit vat tyd vir daai klein breintjies om dit te absorbeer, maar dit word baie vinniger geabsorbeer en hulle snap 'n ding baie vinniger as wat mens dink hulle doen. En weer eens, in daai eerste 7 jaar word daar baie waardevolle lesse vasgevang in hierdie tipe goeders. In die saving een het ek nou klaar so vinnig daaraan geraak dat as jy vir 10 weke nie jou geld spandeer nie, kan jy iets baie nicer koop. Oorlosie of iets. Ja, eerder as daai R10 mannetjie wat
in elk geval jy het al 10 van hulle want jy kon nie wag nie. En dis al wat jy daarmee kan koop, maar nou kan jy iets baie nicer koop as jy bereid is om so klein bietjie jou behoeftes uit te stel. Die investing een is 'n interessante een, want hy vat die langste om dat hulle okay raak met hom, want dit is nie lekker om die geld te sien in die sakkie, maar jy mag dit nie gebruik nie. Maar eventually kom hulle agter, al 3 die ander sakkies raak leeg, maar daai ene bly altyd vol. En hy is die een wat op 'n stadium die grootste gaan wees. En dan raak dit amper weer die obsessie om hom te voer. Want hulle sien die wen wat daar is. En laat daai sakkie begin nou al note in te kry en die tipe van goed. En dit is dan daai long game wat mense eventually met hulle kan wen. En dan die giving ene, bitter belangrik natuurlik dat mens nie brats groot maak nie en dat mens hierdie ene elke keer, en in die begin is dit vir hulle die grootste pyn in die gat is om daai geld te moet weggee, maar elke keer wat hulle daaroor moan, gee dit weer vir ons die geleentheid om die gesprek te hê. Ek dink die belangrikste ding van hierdie hele uitstappie om jou kinders hierdie resep om jou kinders te leer van geld is om die gesprek die hele tyd te hê. Jy kan watse strukture en sakkies in plek hê, maar jy moet elke keer die geleentheid vat om net weer te praat. Coaching. Daai coaching, ja. En die vir hulle te vra, maar hoekom wil jy hierdie doen? Hoekom wil jy nie die geld gee nie? En laat hulle self kan express. So ek dink in plaas van 'n sakkie moet jy 'n fles hê, want elke flesie het 'n lesie. Ja, elke flesie het 'n lesie. Hy moet net deur die flesie les. Jy moet net 'n deursigtige flesie wees. Leesvlees. In elk geval so dit is net so 'n paar tips en goedjies wat ek nou tot dusver opgetel het. Dan is al 'n paar ander oulike resources wat ek teëgekom het. Ek het gesien daar's actually baie boekies, kinderboekies al hier oorgeskryf wat age appropriate vir die kleintjies is. Nou julle almal het nog kleintjies of het onlangs daarom kleintjies gehad. Ek dink Jacques is die verste daarvan lang terugste. Die langste terug toddler gehad, maar in elk geval hulle lees een boekie, wil hulle mos nou 100 keer luister. So hulle gaan deur so fase met 'n boekie. So dit gee vir jou 100 geleenthede om weer op 'n ander angle hierdie boekie te bespreek. So ek het nou dag eendag gesien van hierdie prinsessie wat skoene wou gehad het, maar sy het nie eintlik die skoene nodig nie, en iemand anders het die skoene nodig gehad, meer as wat sy dit nodig gehad het. So is so 'n oulike les in hierdie boek, en dit gee vir jou die geleentheid om vir elke keer vir jou kind 'n nuwe finansiële of lewensles te vertel wanneer daai boekie weer vir hulle gelees word. Dan ander besluite ook wat mens nou moet neem as mens hierdie goeders in plek sit wat mens nie altyd aan dink nie, is jy gee nou vir hulle byvoorbeeld 'n sak geld. Ek gaan nou 'n maklike bedrag sommer net gebruik. Jy gee nou R100 per week of per 2 weke of per maand, hoe ook al dit sy. Nou moet jy besluit watse persentasie, want die kind kan dit nou nog nie besluit nie, watse persentasie moet in watse sak in. So okay, giving, rule of thumb, ons praat altyd van ons 10% gaan vir die giving. Jy kan byvoorbeeld sê investing, ook 10%, hy gaan klein begin, maar hy gaan vinnig optel oor die tydperk. Saving, daar kan mens nou sê, okay, 'n minimum van 20% dalk, maar as daar iets is waarvoor jy regtig wil spaar, dan kan jy al jou spending na saving toeskuif, sodat jy vinniger by daai doel kan uitkom. Maar die volgende ding is dan nou Kersfeesgeld, verjaarsdaggeld, mens moet nou besluit tandmeisgeld, al daai goed is gaan, wat is 100% spending, wat is gaan deur hierdie hele sisteem. Ek hou daarvan dat meeste geld nou maar deur hierdie sisteem gaan, om die geleentheid veral vir die investing te maak, dat hy bietjie vinniger groei en bietjie traction kan kry. Ja, dis soos daai bonus wat jy kan kry, wat jy kan sê, ek kan dit as deel van dieselfde formaat van my spandering toepas, of ek kan sê, okay nee, dis my blaasgeld, en ek dink dis waar jy daai fondasie kan lê as kind, dis moet sê, jy het nou ander forme van inkomste,
en jy moet dit op dieselfde platform hanteer, of weet, laat hulle nie eendag as hulle die bonus kry, so die bonus is nou net spending money nie. Yes, as daai taxgeld uitkom, of die bonus uitkom, of daai tipe goeders, dat die minste conscious is om ook dit deel van die hele stelsel te maak. Dan 'n paar goedjies ook wat ek net so wil uitlig, ietsie wat vir my belangrik is, wat ek nou die laaste ruk oor gedink het, veral oor dat ek nou smack bang in hierdie proses is, waar ek dit moet begin te implementeer in my gesin en met my dogtertjie is. Ek dink dit is ook ontsettend belangrik, almal moet hierdie skills hê, enige kinders, maar ek dink veral vir dogtertjies, oordat ons uit 'n era uitkom waar die ma's nie altyd gewerk het nie, en vrouens soms, nie altyd nie, maar baie keer minder selfvertroue het wanneer dit by finansies uitkom. Nee, papa sal besluit, of kan ek hierdie ding koop, ek weet nie, gaan vra vir pa vir sy geld. En juist dat ons nie daai goed vir ons dogtertjies moet leer nie, maar hulle selfstandig kan grootmaak en hulle kan leer om hulle eie budget op te trek en met vertroue daai budget te kan optrek en om te kan uitoefen soos wat hulle dit wil doen. Ja, en dan twee notas, net laaste notaatjies wat ek hierso gemaak het, wat vir my twee belangrike goeders is die een is, dis ook belangrik om te verstaan dat daar 'n verskil is tussen om met geld te kan werk en om geld te maak. En ek dink veral met die kleiner kinders moet mens die twee nie dadelik op dieselfde tyd saam ingooi nie. Want nou sê jy, okay, goed, ek gaan nou begin vir Sunny sakgeld te gee, maar vir haar om haar sakgeld te kry, moet sy die hondepoef optel en. Nou wil jy te veel goeders op een slag doen. So kom ons leer eerste vir hulle om met geld te werk. Hierdie 4 sakkies, as ons dit vasgelê het, en hulle verstaan hoe om met geld te werk, dan kan ons half geld later sê, goed, kom ons begin nou, as hulle 'n bietjie ouer is, om die geld te maak, om 'n stalletjie dalk te hê, en 'n ander ding ook wat belangrik is, wat ek baie in my navorsing keer en keer oorgesien het, is dat hulle al bewys het, dat jy moet nie jou kinders vergoed vir elke daad by die huis nie, want jy is deel van hierdie gesin, jy moet ook jou kant bring. Anders gaan hulle op die later wil geld hê vir alles, en elke goeie dingetjie voel hulle moet vergoed word met geld. So nee, jy gaan jou bord in die skorrelgoedwasser gaan pak, jy gaan die skorrelgoedwasser vir ons partykeer uitpak en nie geld daarvoor kry nie, want jy moet jou kant ook bring in hierdie gesin. Maar buite dit kan ons dan sê, okay, maar hierdie kan nie dalk vir die kar was, kan nie dalk 'n paar rand kry, maar ook heel wat ouer, dat hulle eers net verstaan hoe die geld werk en dan later hoe om dit te maak. Dan 'n laaste ding net, dit is 'n baie belangrike, maar het ook net nou gepraat van dis die skoolsisteem draai vir ons daai tyd om van kreatiwiteit af ewe skielik in 'n baie gestruktureerde omgewing in, en dit is die een ding wat ons nie van die skoolsisteem kan verwag nie, of ons moet dit seker van hulle kan verwag, maar dit gaan nie uitwerk vir jou nie, is die skool gaan nie hierdie goed vir ons kinders leer nie. Die skool gaan nie vir ons kinders leer hoe om behoorlik met geld te werk en hoe om dit behoorlik te doen nie. So dit is 'n verantwoordelikheid wat ons op ons eie moet aanvat en ons land se toekoms nie in die kak te los nie, maar om hulle goeie finansiële wysheid en lesse te leer. So, baie dankie Ernest, dit is baie handige advies, ek het nooit as gevat, en dit is rare goeders wat ek verseker weer aan wil dink en gaan implementeer. Iets wat net vir my uitstaan uit daai 4de giving sakkie, is dat die vreugde van gee. Ek is nogal so 'n ding wat met ervaring ook kom, dat van ietsie kleins, soos gee jy die geld vir die car guard, en sien hoe die persoon smile, tot waar daar partykeer bietjie van 'n opoffering is, soos, gaan jy albei eet, of gaan jy een vir die maatjie gee? Dan hoe die maatjie gereageer? Was hy bly? Ja. En hoe dit gevoel? Lekker, nee. En daai tipe, vir die ouma 'n blommetjie te gee, of daai tipe goeders wat as jy dit eers 'n paar keer beleef, en sê, hoorie, maar hierdie is nie 'n opoffering nie, hierdie is vir my ook lekker, hierdie is vir my goed om te sien hoe dit wat ek vir iemand gee nie fisiese waarde kry, of 'n sweet, of 'n toy, of ietsie nie, maar 'n glimlag, en
goedgesindheid. Ja. Dis baie werd, nee. Dit is, en dit is nie iets wat net die eerste keer gaan gebeur nie, maar as hulle daai joy om actually te kan gee, 'n paar keer ervaar het, dan raak dit net meer natuurlik en lekkerder. Ons het onlangs deur die oefening gegaan wat ons speelgoed begin uitgooi, want die kaste raak te vol. So, sussie, jy 10 poppe, wat se 4 wil jy hou? En wat se gaan ons weggee. Nou het ons daai poppe, dit raak, is moeilik in die begin, maar eventually met 'n bietjie verduideliking, dan is sy so excited om daai poppe in die sak te gooi, maar dan knoop jy daai swart sakkie, sit hom aan die gang, môre dan sien jy daar's een pop. Sy wil weer daai vreugde voel van so ewe skielik is daai een wat uit die sak uitgehaal is nou haar favourite. Maar dit was het of hy was weg. So moes my sak maar vinnig uit die huis. Maar goed, ja, dit is dan my stukkie vir vanoggend. Dit was bitter lekker om het met julle te deel en dit is vir my bitter lekker om hierdie nuwe goed ook te leer nou. En ja. Dankie Ernest, waardevolle lesse. Ek gaan definitief met my kinders dit wil implementeer. Ja, absoluut goud. Dankie Ernest. Boys, dankie. Lekker soos altyd, julle moet 'n heerlike naweek hê. Ons chat weer. Adios. Ciao. Bye. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.